Wel, liewe kruiskykker, is weer 'n besondere voorreg vir my om by u aan huis te wees, of waar u ook al vandaan kyk. Is vir my lekker om u as familie te hê. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir familie in Christus. Dankie dat u ons Vader geword het deur Jesus Christus. Dankie dat ons 'n baie sterk band het. 'n Band wat u geskep het. Dankie Vader. Ons loof u daarvoor. Dankie dat ons deel kan wees van u liggaam, die liggaam van Christus. Jesus, dankie dat u sê, u is die hoof, ons is u liggaam. Dankie daarvoor. Heilige Gees, dankie dat u hier is om ons te leer en te lei in die volle waarheid. Ons wil u vertrou, Heilige Gees. Net u ken die waarheid. Net u weet alles. En ons kom en ons sê dankie dat u ons uitnooi na u toe. En ons aanvaar die uitnodiging, ons kom, Here Jesus. U sê kom na my toe, as jy vermoeid en belas is, maar u sê ook klop en vir jou sal oopgemaak word, soek en jy sal vind. Ons soek, Here, om die waarheid te doen, die waarheid te leef in Jesus naam. Amen. Liewe kykker, is dit nie wonderlik? Ek sê baie keer, om die skrywer van hierdie boek in u te kan hê, oor u te kan hê, dat u gedurig deur vervul word met hom wat hierdie boek geskryf het. Prys die Here. Hy weet wat hy bedoel het met elke sin wat hy neergeskryf het. Dit is my so mooi. Dit gee vir my vertroue. Dit is die godsaligheid. Dit is die sekerheid van jou godsaligheid. Lê in dit dat Christus in jou woon. Hy's in u, Christus in u, die hoop van die heerlikheid. Kom ons kyk, Johannes, die boek van Johannes, sien ons hierso, laat ek dit net kry hierso, Johannes hoofstuk 1, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Die woord was God. Nou sê dit in vers 14, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So die woord het vlees geword. Nou, liewe kykker, in 1 Johannes, sê hy dat soos hy is ek en u in hierdie wêreld. Kom ek kry dit net. Johannes, hierdie Bybel is onweerspreeklik, dis die waarheid, dis wat God sê. Jy weet, as ek hierso lees, dan kan die Heilige Gees vir my en u wys, ja, hierdie is die waarheid. Dis net asof iets in jou hart vir jou sê, dit is die waarheid. Het jy al agtergekom, as iemand vir jou miskien 'n leuen vertel, dan sê jy iets in jou wat net sê, maar dis nie die waarheid nie. Maar dan kom maar iemand wat die waarheid praat, dan weet jy net, dit is die waarheid. Dit is die woord van God. Dit is die waarheid. 1 Johannes 4. Hoor net hierso. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde. Hy wat in hom, in die liefde bly in God en God in hom. Ons het hierdie liefde leer ken. Nou ek kan sê, ek is besig om hierdie liefde te leer ken. Ons is in 'n groeiproses, nee, maar ons het dit leer ken. Hy sê in vers 17, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Liewe kykers, soos Jesus is u in hierdie wêreld. Kyk in hierdie spieël van die woord en kyk na die heerlikheid van God. En dan besef u, dit is wie in hom is. U is in hom en dit is hy wat in u is. Ek in Christus en Christus in my. Dis die gebed wat Jesus gebid het in Johannes 17. Vader, dat hulle in u kan wees en ons in hulle en hulle in ons. Daar's 'n eenheid. Liewe kykker, hierdie eenheid kan net gesien word as jy na die woord kyk. En dan begin daar iets in jou gees getuig saam met God se gees,
dat jy God se kind is. En dis wat wonderlik is. Nou, die tema wat ek dink wat my boodskap is vir u is, daar's plek vir u. Daar is 'n plek vir u. Luister mooi, daar's 'n plek vir u in die koninkryk van God. 'n nommerpasplek, wat ek nie kan vul nie, wat niemand anders in hierdie wêreld kan vul nie. Daar's plek vir u, liewe kyker. U kyk na jouself in die spieël en u dink, vir my. Nou wil ek hê ek en u moet in die woord gaan kyk. En dan sien u in die woord, vir my is daar plek. Vir u is daar plek. U vingerafdruk is nie soos enige een in hierdie hele wêreld nie. En u het dit al baie gehoor, u is uniek ensovoorts. Maar jy weet, geloof in hierdie uniekheid kom deur die gehoor. En gehoor deur die woord van God. So, dit is hoekom ek graag na skrifgedeeltes toe gaan, om vir u te wys. Hier staan dit, sodat u geloof kan wees in God se woord. En as hierdie woord ryklik in u woon, begin die heerlikheid van God uitstraal na mense toe. Dis wat gebeur. U sal sien, die liefde van God kry gestalte deur u en word aan die mense tentoongestel en mense sê, maar ek kan sien daai ou is lief vir ons. Ek kan ervaar, daar's 'n liefde. Jy sien, hieraan sal hulle weet. Aan die liefde wat julle onder mekaar het, sal hulle weet. Jy weet, daardie waarheid van die woord is hier vir ons. In die boek van Romeine hoofstuk 12, wil ek vir u lees. Daar praat hy ook oor die gawes. Hy praat oor die gawes en hy sê vir ons is deel van hierdie liggaam, ek en u. Nou, Romeine 12 is natuurlik logies na Romeine 11, Romeine 10, Romeine 9, Romeine 8, 7, 6, 5. So, ek wil aanneem dat u weet dat u 'n kind van God is. Romeine 5 maak dit so mooi duidelik, dat Christus vir u gesterf het, toe u nog 'n sondaar was. Romeine 10 sê, as u Jesus as Here bely, en glo dat God hom opgewek het uit die dood uit, sal u gered word. Nou, liewe kyker, het u dit gedoen? Ek neem aan, u het dit gedoen. Ek neem aan dat u gedoop is met die Heilige Gees. Ek neem aan dat u weet, u het die Heilige Gees ontvang. U weet van dit. As u nie weet nie, wil ek vir u aanmoedig om my te skakel, dat ons kan praat oor hierdie aspekte, oor bekering, oor doop in water, oor doop met die Heilige Gees, oor vervulling met die Heilige Gees. Wat ons nou mee besig is hier, is u ontvang die woord, en u word gestig, u word vervul met die Heilige Gees. Ons spreek nou tot mekaar met hierdie woord. En hierdie woord stig u, en het stig my, terwyl ek het gee, stig het my, terwyl u dit ontvang, stig het u, en u word vervul met hierdie blydskap, met die Heilige Gees. Die koninkryk van God is nie spys of drank nie, maar dis geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Vrede en blydskap in die Heilige Gees. Nou kom ons by Romeine 12. Nou begin het praat oor, waar staan u in die liggaam van Christus? U sien, u en ek is absoluut dieselfde voor die troon van God. Wat ek daarby bedoel is, u geregtigheid, u stand in Christus, is net soos my stand in Christus. Ek en u staan voor God presies op gelyke vlak. Hy is my geregtigheid, hy is u geregtigheid. Hy is my hoëpriester, hy is u hoëpriester. Hy is my middelaar, hy is u middelaar. Die Heilige Gees wat in u is in my. Dieselfde Gees is in my. U sien, presies dieselfde. Maar
ons kennis van wat God gedoen het, verskil. Daarom sê die Bybel in Romeine 12, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hy begin so, hy sê, moenie gelykvormig wees aan die wêreld, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. So, party van ons is meer gelykvormig aan die wêreld as ander. Ek is jammer om dit te sê, maar daar's areas in my lewe en in u lewe waar ons nog nie ons gemoed in vernuwe het nie. En in daardie onvernuwe gemoed is ons gelykvormig aan die wêreld. Ons dink soos die wêreld. En nou wil God hê in Romeine 10:17, hy sê geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. So ons moet nou hoor wat sê God se woord. Dan begin ons gedagtes ondergeskik stel aan wat God sê. En dan sien ons 'n verandering in ons leefwyse. Nou natuurlik, uiterlik lyk ek ook nie soos u nie en u nie soos ek nie. En u sal sê dankie tog dat ek nie soos jy lyk nie. Maar hoor hierso, ons verskil, is dit nie wonderlik nie? Ek kyk so na mense se gesigte en dan sien ek, ja, mense verskil verskriklik. Maar God het 'n plek vir elkeen van ons. Daar is plek vir u in die koninkryk van God. Jy weet, dan dink ek so aan my kinders, dan kyk ek hulle so. Ek het 3 seuns en 'n dogter, dan kyk ek hulle so en dan dink ek, ja, ek is hom lief vir hierdie een. Ek dink ek is die liefste vir hom. En dan kyk ek weer na die ander en nee, ek is die liefste vir haar. Nee, die ander een. En jy kan mos nou nie. Jy is ewe lief vir elke kind en jy is vir hulle besonders lief. Appel van jou oog, elke kind. En dis hoe God oor u voel, maar u moet dit hoor. So Romeine 10:17 sê, geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. So, hoe meer ons hierdie woorde hoor wat God sê, meer begin ons glo en die regverdige sal uit die geloof wandel. Die geloof wat hy nou verkry deur gehoor. Reg. Nou Romeine hoofstuk 12 is nou, soos ek gesê het, na die vorige hoofstukke. So as jy my wil skakel, ek gaan dalk my nommer weer gee, dalk gaan dit op die skerm ook wees, 073 475 9110. As jy oor enige aspek wil praat. Liewe kyker, is so belangrik dat hierdie vorige aspekte in die lewe sal wees. Jy sien, toe Paulus in Handelinge 19 by mense kom, praat hy met hulle en hy sê, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Jy sien, dit is belangrik vir u om te weet, is die Heilige Gees deel van u lewe? Ek het 'n ding wat my neus laat juk hierso. Neef se neus juk. En hy kom by mense, hy sê, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Nou, wat hy bedoel het, sal ek vir u verduidelik. In Handelinge 8, die mense kom tot bekering, en toe gaan 2 disippels na hulle toe, om vir hulle te bid, dat die Heilige Gees op hulle sal kom. In Handelinge 8 weer, die doop, daar's water, vra die man, wat verhinder my om gedoop te word? En Ananias sê, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof. Die doop is net geoorloof as jy glo met jou hele hart. As jy glo met jou hele hart. Jy sien, so hierdie vorige dinge is baie belangrik. Want jy sien, 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, die natuurlike mens verstaan nie die dinge van God se gees nie. Die natuurlike mens verstaan nie die dinge van God se gees nie. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. U moet 'n kind van God wees, voor u hierdie goed begin verstaan. Nou, wat vir my wonderlik is dat die Here, alhoewel ek nie 'n kind van God was nie, het ek die woord gehoor en toe 'n kind van God geword. Ek het dit begin verstaan. Die Here het dit vir my oopgemaak en vir u ook. So genoeg daarvan. Die vorige hoofstukke is baie belangrik. Maar nou, waar staan u?
Daar's plek vir u in die liggaam van Christus. Romeine 12. Hy sê, daar's genade aan ons bewys. Hy praat so mooi, hy gee vir ons so mooi riglyne. Hy sê, vers 3, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Wat behoort jy van jouself te dink? Jy behoort te dink, daar's plek vir my. Daar's plek vir my met my gebreke en al. Is daar plek vir my in die koninkryk van God? Daai plekkie is net my plekkie. Prys die Here. Liewe kyker, as jy dink jy's niks werd, as jy dink jy's nou 70, 80 jaar oud, en nou het hulle jy ouer huis toe laat gaan, en nou sit jy net daar, en jy wag op die dood. Nee, liewe kyker, daar's plek vir u, totdat u uitgaan uit hierdie wêreld, in God se hemelse wêreld in. Daar's plek vir u, daar's plek vir u hier. Asseblief, liewe kyker, ek wil hê u moet hoop kry, en sê, daar's plek vir my, in die koninkryk van God, op hierdie oomblik, in hierdie aarde, is daar 'n spesifieke taak, terwyl my hart nog klop, vir my op hierdie aarde. Nou, Romeine 12, hy sê, dat hy nie van homself meer moet dink as wat hy behoort te dink nie, maar dat hy daarop aan moet dink om besadig te wees, na die maat van die geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Daar is die maat van geloof, is aan elkeen toebedeel. Dis die eerste ding wat jy kan sê, ek het die maat van geloof, soos God dit aan my gegee het. Ek het dit. Dalk is dit slymerend, dalk is jy so betrokke met die kop in die wêreld, dat jy nie dit besef nie, maar nou bring ek jy terug. Luister, jy het die maat van geloof. Nou sê hy, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie. Jy is lid van die liggaam van Christus, en hierdie duim het nie dieselfde funksie as hierdie pinkie nie. Daar's 'n verskillende funksie. Soos nou het ek my neus gevryf met hierdie een. Want my neus juk, man. En u is deel van die liggaam van Christus. U het 'n spesifieke roeping. En hierdie vinger, as hy nie gebruik word nie, word hy slap. As hierdie arm nie gebruik word nie, word hy slap. Maar nou wil ek sê, ek wil vir u sê, u het plek in die liggaam van Christus. Nou gaan ons kyk. Hy sê in vers 5, so is ons almal saam, een liggaam, in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Ek kan nie sonder jou nie. Ons is lede van mekaar, maar ons is ook lede van hierdie liggaam van Christus, afsonderlik en gesamentlik. Reg. Nou, hy sê, en ons besit, dis u en ek. Hy sê, ons besit genadegawes, wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Ons verskil. Ek verskil van u en u verskil van my. Ons genadegawes verskil. Is dit nie wonderlik nie, maar die punt is, daar's plek vir u en daar's genadegawes vir u. Daar's plek vir u en daar's genadegawes vir u. Loof die Here. Nou, ons gaan daarby kom. Hy sê, en ons besit genadegawes wat verskil. Hy sê, nou gaan hy begin, hy sê, is dit profesie na die maat van die geloof? Nou, as ek hierdie goed lees, iewers gaan hy sê, hierdie is my passie. Hierdie is ek, man, dis vir my lekker, net om dit te hoor ook, is vir my lekker. Ja, mens moet mense bemoedig.
Mens moet woorde spreek van troos, stigting en bemoediging. Man, ek hou daarvan om woorde van troos, stigting en bemoediging te spreek. Dan as jy kyk in 1 Korintiërs 14, sê dit, hy wat profeteer, spreek woorde van troos, stigting en bemoediging. Is u daardie persoon wat identifiseer met dit? U sien, as ek praat oor dinge wat net hierdie vinger kan doen, dan identifiseer hy daarmee. As ek praat oor dinge wat net hierdie vinger kan doen, dan identifiseer hy daarmee. En hy sê, ja, en hierdie een sê, ja, dis waar, maar dit trek my nie aan nie. U sien, u is vir 'n spesifieke taak op die aarde. Of laat ek dit so sê, taak klink so asof jy moet werk nou vir iets. U is 'n Christen op hierdie aarde en u het 'n spesifieke iets wat u laat tik, wat u opgewonde maak. Byvoorbeeld 'n visserman, as ek oor visse praat, dan is hy opgewonde. Dit raak hom. Nou, u het genadegawes. U het dit. Dalk het u dit nog nooit regtig gesien nie of beoefen nie. Maar glo wat God se woord sê, ons besit genadegawes soos God dit aan u gegee het. Die genadegawe aan hierdie vinger is dat hierdie vinger kan opereer as 'n vinger. Hy kan dit doen, want hy het alles in hom om 'n duim te kan wees. En nou, God het u geskape met spesifieke genadegawes, wat u sal voel, ek hou daarvan, dit laat my, man, is my lekker om woorde van troos, stigting en bemoediging te spreek. Hy sê, is dit profesie? Na die maat van die geloof. Hy sê, ek glo dit, ek hou daarvan, om woorde van troos, stigting en bemoediging te spreek in mense se lewe. Weet jy dat dit 'n genadegawe is? Ja, u is nie noodwendig 'n profeet of 'n profetes nie, maar u spreek woorde van troos, stigting en bemoediging na die maat van geloof. Hy sê hierso, is dit profesie? Of, nou praat hy van bediening. Nou ons begin nou maar net met hierdie. Daar's baie, u gaan ook in een van hierdie klasse of in baie van hulle val. U gaan sê, hoorie, maar ek hou van almal. Dan doen almal soos God se Gees dit aan u gee. Ons gaan sien, dat is God se Gees, soos hy aan u dit toebedeel het. Is dit die gawe van profesie wat nou nodig is hierso in hierdie situasie, dan kan u 'n openheid hê vir die Heilige Gees om vir u woorde te gee van troos, stigting en bemoediging in daai situasie. Ek het dit soveel keer gesien. Ek het nie gedag ek kan duiwels uitdryf nie, maar toe ek duiwel konfronteer, toe sien ek maar kan. Want hy wat glo, vir hom sal hierdie gawes volg, of sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Ek het nie geweet, ek kan vir siekes bid en hulle sal gesond word nie, en toe ek hoor maar die woord sê dit, en ek vir een bid, en ek sien hoe hy gesond word voor my oë, toe besef ek, maar die Here se gawes kan deur my funksioneer, daar waar dit nodig is, kan profesie funksioneer. Daar waar dit nodig is, kan hierdie genadegawe van bediening funksioneer. Watter gawe is die belangrikste? Die een wat nodig is. U sien, u die Heilige Gees in u. En daarom kan u sê, al die gawes is in u. Maar u opereer nie in almal nie. Wil u in 'n sekere gawe opereer? Is dit u begeerte? Maak die begeerte by God bekend. God gee vir u daardie begeerte, want hy weet dit is die ding wat u sal laat klop, wat u sal motiveer, wat u Christenlewe vir u wonderlik sal maak. Liewe kyker, ek weet die tyd haal ons in, ons gaan weer verder volgende week met hierdie lering. Maar ek wil vir u sê, vertrou die Here. Jy weet, daar's 'n lering wat sê, ontdek jou gawes. Dis die gawes van die Heilige Gees. Ontdek wat jou passie is. Jy weet, ek het 'n passie
om lering te gee, om vir u te sê hierdie skrif, om saad te saai. Ek is in my passie. Is u in u passie? Sê nee, dan sê ek vir u, kom ons bid saam. Ons sluit af en jy sê vir die Here, Vader, ek wil in my passie leef. Kom ons bid. Vader, ek wil in my passie leef. Ek kom na u toe, Vader, in die naam van Jesus. Leer my, Vader, in Jesus naam, dat ek sal funksioneer in dit waarvoor u my geskaap het. Dankie vir genadegawes, dat wat u ook aan my gegee het. Daar's plek vir my in u liggaam. Dankie, Vader, in Jesus naam. Amen. Ek wil vir u sê, dis nog nie te laat nie, hoor. Ek wil nie daai gedagte by u los. Dis nie te laat om nou te sê, al is jy 70, 80 jaar oud, om te sê, Vader, ek soek, ek wil weet wat is my passie. Mooi loop, seën vir u.